Ja, dit is 'n hartlike Shabbat Shalom hier van my kant af. Shabbat Shalom van my af. Ja. Ek het nou net gedink ons het gefreestel. Ja, vir 'n oomblik het ons ook gedink, ek kyk dit so, dit lyk asof ons gevries het, maar Ja. nee, dis lekker warm hier in Jeffries, ons vries nie. Ek vertrou dat jy 'n baie goeie Shabbat gehad het, dat dit gisterand vir julle 'n geseënde aand was, en dat julle in die rus ingegaan het van Jahweh. Is dit wat hy van ons verwag. Ons is in vir seker nog 'n baie interessante gesprek vandag. Ek merk jy nooi julle regtig om saam met ons te kom studeer. Dis wat ons doen, ons vra dat julle saam met ons studeer en kyk wat dit is wat Vader vir ons te sê het, wat hy vir ons wil sê, en ek kan vir julle in alle eerlikheid sê, weet ons begin met die boek, Vayikra, Sefer Vayikra, net Sefer is die boek, wat eintlik dan 'n Levitikus is, maar jy moet by die Hebreëse naam gewoond raak, want ek gebruik Vayikra nou al vir so lank dat ek wonder partykeer of almal verstaan, dit is wat ek doen. Maar dit is die boek van Vayikra, en kom ons kyk of ons kan kom ons sê die nuggets uit dit uithaal, en hoor wat dit is wat die Ruach vir ons sê, want weet jy wat, dit is iets wat ons moet bestudeer, dit is iets waardeur ons gaan, ons sal weer kyk, maar kom ons kyk net heel eers na die Psalm of die Tehillim, wat hardloop saam met hierdie parasha. Ek gaan vir jou so die eerste 6 verse van Tehillim 50 doen. Ek dink dat het dit nie die musiek ook daarvoor gekom nie, kan nou nie onthou nie. Dit is 'n Psalm van Asaf, die Elohim van die gode, Jahweh spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af, tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn Jahweh in ligglans. Ons Elohim kom, en hy kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by my offer sluit. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want Jahweh staan gereed om te oordeel, Selah. En dan vat ek hom hier so van vers 22, wanneer hy sê, verstaan tog, o Elohim vergeters, sodat ek nie verskeer sonder iemand red nie. Die een wat dank offer, eer my, sê Jahweh, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van Jahweh laat geniet. Ons parashaat ons gesê in hierdie week, sy naam is Vayikra, eerste hoofstuk van Levitikus, en dit beteken, en hy roep, en ek kan nou vir jou sê, ek dink, ons moet sommer wegspring, en vir mekaar sê, wel, weet jy wat, dink net daaraan vers 1 vers 1 sê, en Jahweh het Moshe geroep, en met hom gepraat uit die tent van byeenkoms, en gesê, nou jy moet nou hierdie gedeelte moet jy baie mooi verstaan, voordat ons op by die leesgedeeltes kom, wil ek net jy moet verstaan, ons het verlede week, was die tabernakel moes nou ingewy daar in Shemot 40, en die Shekinah glory, die heerlikheid, het van die berg Sinai het het afgegaan in die tabernakel in, en ons gaan oor hierdie aspek nou moet praat. So, weet net dit, so hy praat nou nie meer van die berg Sinai af nie, nou is hy in die midde van sy volk. Hy is in sy volk en hy is in die midde van sy volk, en jy moet ook verstaan dat die feit dat hy Moshe roep van binne hierdie tabernakel, dan roep hy hom tot wat? Hy roep vir hom tot intimiteit. Moenie vir een oomblik dink dat dit is nie. Onthou net, ons sê die 10 woorde, dis die ketubah, dis huwelikstaal en al daai. Nou kom bly hy, nou kom woon hy in hierdie tabernakel, en nou verlang hy 'n intimiteit van my en van jou af. So wanneer hy vir Moshe roep, wanneer hy Vayikra, dan moet jy ook hoor, my Vader, Vayikra hy my ook. Hoor jy wat ek nou vir jou vra? Vayikra hy my ook, roep hy my ook na hierdie intimiteit toe, roep hy my ook na hierdie autoriteit, wat nie van buite afkom nie, maar wat van binne af gaan kom,
roep hy my hiervan af die middelpunt van die kamp, waar hy nou woon, tussen die volk en in die volk. Jy sien, dis die punt wat ek wil beklemtoon, en ons moet dit al hier op hierdie stadium, moet jy dit hoor. Want jy weet, ek wil vir jou dit sê, Vader verlang intimiteit met sy geliefdes, en jy is sy geliefde, en ek is sy geliefde, en hy wil hê dat ons saam, as het volk, dan moet ons leer wat is hierdie intimiteit. Hy gaan dit uitspel, maar hier op hierdie huidige stadium is dit baie interessant om daarop te let, dat hy het vir Moshe geroep van uit die tabernakel, net Moshe hoor. So ek wil vir jou sê, mag hierdie weekse studie, wat jy nou gaan doen saam met my en Merrikie, mag dit vir jou, jy weet, 'n geleentheid gee, nie net alleen om jou as 'n gebooie te leer nie, maar dat jy kan raak sien dat hy jou persoonlik gaan roep, en hy roep nie net nie, hy wil nabyheid hê, hy verlang na hierdie doelgerigte aanbidding, hierdie doelgerigte kommunikasie wat hy met jou wil hê. So, hy roep ons ook na 'n tyd van hernuwing, jy moet dit raak sien uit hierdie parasha uit, want dis wat hy gedoen het met Israel, hy roep hulle na 'n tyd van hernuwing. Onthou nou, hierdie ouens het 'n slawe mentaliteit. Hierdie ouens kom sit daar so, hulle het nog geen idee nie, al wat hulle weet is, hulle het 'n tussenganger, dis Moshe, en wat ook al tussen hulle in die hemel gebeur, dit gaan via Moshe. So, hy roep vir my en vir jou na 'n lewe in vryheid. Hy roep elke Israeliet hier alreeds op hierdie stadium na 'n lewe in vryheid. So, hy roep vir jou na wat nog? Die absolute hoop toe. Jy moet die hoop hê wat daar in jou is deur ons Messias Yeshua. Dis ons geloof. Jy gaan sien dat die ware transformasie begin nou met hierdie innerlike roeping. Jy moet hierdie innerlike roeping ervaar. Jy moet hierdie gewilligheid om Yahweh in nederigheid te benader. Dis hoekom hy roep vir Moshe, the most humble man. Almal weet ons nou, dit is presies waarvoor hy vir Moshe uitgekies het, want hy is baie nederig. Hy is uitgekies presies vir dit. Ek wil net hê jy moet een ding verstaan. Die Mishkan se prosedures is nie leë rituele nie. Glad nie, dis uitdrukkings van die hart. So, wanneer ons nou met hierdie nuwe boek begin, hierdie siklus, dan begin ons met 'n krag en 'n helderheid, en regtig, ek wil ook hê dat jy moet daarna alreeds begin kyk, want volgende week hierdie tyd is ons erg besig om voor te berei vir Pesach, vir die Pesach Seder, volgende Saterdag aand. Nou, ek wil net vir jou vinnig dit sê, en ek wil dit op hierdie punt noem. Vroeër vanoggend toe ons deur hierdie notas weer gaan, en ek meen, weet jy wat, jy sal verstom wees oor hoe baie dinge verander wanneer ons hier so sit en deur ons goed gaan en met mekaar begin praat, dan is dit, ek wil nog slides hier so invoeg, want hier is nog inligting wat nou deurkom, of Vader het net vir my hierdie openbaring gegee, en dan staan jy hier op, en jy gaan uit om te gaan gereed maak, en dan sê ons vir mekaar, en wat hierdie, dit gaan net so. So, daar's heel wat openbaringe wat 'n mens kan kry hier, maar een van die dinge wat ek toe nou vir Bertjie sê, is ek onthou die dag wat ek in 'n kerk gesit het, en hulle was besig om 'n klomp studente te doop, en die pastoor sê, weet jy wat, gelukkig vir ons is al hierdie ou dinge van die Ou Testament is dit verby. Weet, ek lees die boek van Levitikus en ek verstaan niks wat daar staan nie, maar dankie Vader, ek hoef nie bekommerd te wees daaroor nie. Wel, weet jy wat, ek sit daar en ek dink by myself, jy kan nie verder van die waarheid af wees nie. Ek gaan vir jou wys hoekom ek dit sê. Ek gaan vir jou regtig wys hoekom ek dit sê. Jy mag dink ek lees hierdie goed, en dit my maar 'n paar keer al gevat, dan lees jy deur al hierdie offers wat nou gebring moet word, en dan dink jy, wat het ek nou gelees? Wat is dit wat Vader wil hê ek moet verstaan? Duidelik is daar goed wat hy wil hê, want hy wil hê die transformasie, dit moet by ons plaasvind. En om dit te kan doen, het ons nodig om in sy afgesonderde teenwoordigheid in te kom. En ons moet dit nie sommer net as common nie, as gewoon aanvaar nie. Ons moet asseblief nie dit doen nie. Ek vooral mooi, moenie dit doen nie. Benader hierdie, met 'n gewillige gees om te kan leer. Ek kan onmoontlik nie die detail van elke offer vir jou vandag gee nie. Mens kan dit doen, jy kan diep studies daaroor doen. Die rede hoekom dit gegee word, is juist sodat jy kan verstaan.
Dit is hoe jy tot Vader gaan nader. Hy is die een wat bepaal hoe werk die aanbidding, hoe werk die worship. Nie die gitaar en snaar nie. Vader bepaal dit. Dis hoe dit werk. Goed. So kom ons gaan so 'n bietjie aan. Kom ons kyk so 'n bietjie verder na wat staan nou. Ek het nog eers vir jou kans gegee om vir ons te vertel waaroor gaan hierdie leesgedeelte eintlik nie, né? Uit die Torah uit is dit Vayikra 1 vers 1 tot hoofstuk 5 vers 26. Uit die Haftorah is dit Jesjaja of Jesaja 43 vers 21 tot hoofstuk 44 vers 23. En dan uit die Brit Hadashah uit is Matityahu of Matteus 5 vers 23 tot 30. Romeine 8 vers 1 tot 13 en dan Ivrim of Hebreërs 10 vers 1 tot 14, maar jy kan eintlik tot vers 18 gaan. Ek het hom so 'n bietjie verder gelees en toe het ek gedink, weet jy, eintlik kan dit tot vers 18 gaan. Ja, dit gaan soos met my, wat jy weet, ek sien hierdie ene, ek wil net hierdie versie insit, maar dan dink ek dan, ek wil net die versie bokant ook net insit, net vir helderheid, ag nee, ek wil net die versie onderom, wil ek ook nog 'n stukkie byvoeg, jy weet, dit is regtig hoe dit gaan, maar ons hou altyd maar 'n gedagte, dat daar is net soveel tyd wat ons kan, wat ons kan gebruik. Kom ek gee vir jou so 'n geheel beeld net van Vayikra. Jy sien daar soos 'n korrekte aanbidding binne in hierdie tabernakel en jy sien as jy na hoofstukke 1 tot 16 toe gaan, dan vertel hy vir jou van die aanvaarbare offers, hy vertel vir jou van die aanvaarbare priesterskap, hy vertel vir jou wie is 'n aanvaarbare bidder en dan sien jy daar's 'n korrekte leefwyse buite die tabernakel ook en daar gaan jy nou gaan kyk Vayikra 17 tot 27 en dis wat jy gaan sien, daar's 'n afgesonderdheidskode. Weet jy, ek dink baie keer daaraan dat Yeshua sê vir ons so duidelik daarin in Matteus, dis Matteus 5 vers 48, wees afgesonderd soos wat my Vader afgesonderd is. Wees perfek soos wat hy perfek is. Okay, kom ons doen dit. Wees heilig soos wat hy heilig is. En ek sê vir jou, my en jou brein sê onmiddellik, impossible, dit kan nie gebeur nie. Weet jy, hoe kan dit nie gebeur nie, want jy het nie gaan kyk, wat is die afgesonderdheidskode nie. Die afgesonderdheidskode is, Vader sal nie vir jou 'n ding gee, wat jy nie kan doen nie. Stem jy my saam? Hy sal nie vir jou 'n ding gee, wat jy nie kan doen nie. Maar wat gee hierdie boek van Vayikra, die boek van Levitikus, hy sê, daar's 'n goddelike balans, né? Want hy is nou in hierdie goddelike ruimte in binne in die allerheiligste, die Kedoshim, of dan nou wat ons noem die mees afgesonderde plek. Daar is onderhoudsprosedures wat gevolg gaan word, daar is goed wat gekwalifiseer word, so hy gaan daarna kyk. Byvoorbeeld, jy kyk na hoofstuk 1 tot 7, dit gaan oor die offers. Dit gaan alles daaroor om die sentrale gebied afgesonderd te hou. Dan in hoofstuk 8 tot 10, dan gaan dit oor die priesters wat aangestel word, en hulle het nodig om daai zone te handhaaf. Hulle is verantwoordelik vir daardie gedeelte. Dan kom jy by hoofstuk 11 tot 15, daar's reëls vir netheid. Nee? Hoe moet hierdie kamp skoon gehou word? Jy weet, wat doen jy? Wat doen jy rondom iemand wat byvoorbeeld melaats is, en dit kan nie in Vader se teenwoordigheid inkom nie, ons moet dit verstaan. Daar's reëls wat dit behels. Dan hoofstuk 16 is baie belangrik, is eintlik ook Yom Kippur. Dit gaan vir jou vertel van die hele Yom Kippur prosedure. Ek wil nie in detail nou in dit ingaan, ons kom so oor 2 weke of wat, kom ons by dit uit. En dan hoofstuk 17, dan is daar 'n afgesonderdheid wat buite die kamp hanteer moet word. Maar jy gaan sien, al hierdie goed gaan daaroor om die ruimte rondom hierdie tabernakel, weet, om alles te reël. Maar daar's meer. Daar's heel wat meer. Daar's goed wat mense gaan diskwalifiseer, daar's goed wat die priesters gaan diskwalifiseer, daar's diere wat gediskwalifiseer word, en dis meer. So jy het nou gesien, daar's nou hierdie goddelike balans, maar daar's ook 'n balans in hierdie afgesonderde tye. Okay, kom ek sê dit in Afrikaans. Daar's 'n balans in hierdie feeste, wat jy wel wil hê jy moet hou, wat jy gaan kry in Parasha Emor, by hoofstuk 23. Hy sê, hierdie is my feeste. Geen Romein gaan dit kom verander nie, geen Griek gaan dit kom verander nie, geen Westerling gaan dit kom verander nie, want ek is Yahweh, dit is my feeste. Hierdie is my Shabbat en hierdie is my Pesach, hierdie is my ongesuurde brode, hierdie is my eerstelinge, verstaan jy? En hy reël die balans
van hierdie afgesonderde tye. Hy spreek dit uit en hy sê dit, dis wat julle gaan doen. Op daai datum doen jy dit, op daai datum doen jy dat, op daai 3 maal 'n jaar sal jou manne voor jou Elohim verskyn. Jy gaan hierdie afgesonderde feeste voor my aangesig kom doen. Kan jy sien die balans wat hy daar inbring, né? Maar dan sien jy ook menslike balans, en dit is nou, as jy so 'n bietjie verder vat daarvan hoofstuk 24 tot aan die einde van die boek van Vayikra, en as jy sien, maar daar's ook balans in wie kan in daai heilige ruimte inbeweeg, wie kan in daai kamp beweeg, wat is die afgesonderde voorwerpe, so daar is regtig baie klem wat op hierdie afgesonderde ruimte geplaas word, dit word dit word deur niemand anders as die Vader self gereël nie. Onthou net, hy kan die sonde nie aanskou nie. So, jy moet voorberei om in 'n perfekte toestand voor hom te kan kom verskyn. Ek meen, hy gaan baie sê, so, hy gaan dit ook vir jou herhaaldelik hier in Vayikra sê, wees afgesonderd, want ek is afgesonderd. Ek is Yahuwah, ek is Yahuwah, ek is Yahuwah. Jy gaan wonder oor al hierdie goed, maar laat dit jou deurdrink, sodat jy kan verstaan wat het is wat hy vra. Hierdie gaan alles oor die teenwoordigheid en die karakter van Elohim in verhouding tussen hom en sy volk. Het gaan nie so seer oor die sonde net, jy het geweet. Almal wil altyd die offers is die sonde, ja, hierdie 5 offers waarvan ons vandag praat, dit gaan oor die onopsetlike sondes en al daai tipe van goed. Dit gaan nie primêr oor die sonde nie, dit gaan primêr daaroor dat hy wil hê dat jy skoon en rein en perfek voor hom sal verskyn. Hy wil met jou kommunikeer. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil eintlik vir ons 'n plek van veiligheid skep, sodat ons vrylik daar hom kan aanbid. Absoluut. Dit is waar daar nie chaos is nie, waar daar orde is, maar dit behels reëls. Ja. En ek dink dit kan ons vir mekaar sê, in hierdie week het ons gesien wat die boodskap eintlik is wat Vader vir ons, so hierdie parasha, Wil jy nou weggee? hierdie parasha was lewendig vir ons hierdie. Ja, hy is baie lewendig, maar laat ek jou dit sê. Jy is heeltemal reg. Vrylik, jy kan vrylik in sy teenwoordigheid kom, en die tweede ding is natuurlik met vrymoedigheid, met boldness, né? Hoekom? Want hy wil hierdie, Vader verlang na verhoudinge. Is jy nie 'n verhouding met hom nie, hy verlang na 'n verhouding, hy soek hierdie intieme verhouding, maar onthou nie, dit is gebaseer op verbondsterme. Kom ons gaan so 'n bietjie aan. Ons het nou gesê, die Torah gedeelte by Vayikra begin by hoofstuk 1 vers 1 en hy eindig by hoofstuk 5 vers 26. Waarskynlik gaan jy sien in ander plekke, hy eindig by hoofstuk 6 vers 7, dit hang af waarna jy kyk. Maar daar is 'n kontras tussen Shemot en Vayikra. Shemot eindig met wie en waar, weet absoluut die wie en die wat van die aanbidding. Die wie is Yahuwah, die waar is by die tabernakel, maar Vayikra gaan jy nou sien, dit handel deurgaans hoe en waarom. Die hoe en die waarom van aanbidding. En ek dink, as ons 'n groter begrip gehad het van hoe lyk die hoe en die waar van ons aanbidding, dan sou ons dit anders hanteer het, verstaan. En dit is wanneer 'n ou begin leer, ja, maar weet jy wat, daar is geen groter aanbidding vir Vader, as dat jy sy woord bestudeer nie. En dit word ook vanuit ons Joodse broers geleerdere sê hulle dit ook. Hulle sê dat daar is nie 'n groter aanbidding as om die Torah te bestudeer en oor te dra nie. Goed, so jy sien die hoe is, die offers en die priesterskap, en die waarom is, sodat daar afgesonderdheid kan wees. Vader wil hê, sy volk moet afgesonderd wees. Vayikra verteenwoordig vir my en vir jou die hart van die Torah. Jy kry die heel eerste boek was Bereshit gewees, die tweede een was Shemot, die derde een is Vayikra, dan kry jy Bamidbar, dan kry jy Devarim. Kan jy sien dat Vayikra is daar in die middel, en jy weet, want Bereshit praat oor in die begin, Shemot praat oor die name, Bamidbar praat oor die wildernis, Devarim praat oor die woorde, maar Vayikra praat van die priesterlike diens.
En ek kan nou vir jou sê, jy word geroep tot 'n heilige priesterdom. Net omdat jy geroep is tot 'n heilige priesterdom, jy nog nie Torah gelees nie, beteken nie jy's 'n priester nie. Hierdie ouens het hierdie woord bestudeer, geïnternaliseer, want hulle moes dit vir die volk leer. Is jy besig om die Torah te internaliseer? Sodat dit op die tafels van jou hart geskryf Hy moet heeltemal verstaan dit is presies wat jy daar sê. So, voordat ons kan probeer om die offers te verstaan, dan moet ons gaan kyk na 'n sekere ander goed. Ek het vir iemand gesê voor die tyd, ek moes hierdie prentjie net ingooi, nee. Want hier is nou, jy kan sien die menorah staan aan die linkerkant, die tafel met toonbrode is aan die ander kant, en dan het jy die rekenofferaltaar. Maar het jy al hierdie prentjies so hiervoor gesien? Jy het die brood en jy het die wyn en jy het daar twee kerse wat die pilare voorstel en so. Dis presies waaroor hierdie gaan, is dat jy die prentjiebeelde kan sien, verstaan en dit kan doen. So, die Shabbat is regtig 'n afgesonderde plek. So jou tafel is 'n afgesonderde plek, wanneer jy Vrydag aan tafel gaan sit en jy het hom die shofar geblaas en jy met die kiddush het jy hom afgesonder, dan word dit jou afgesonderde plek. Dis die plek waar jy is. So ek kon nie weerstaan om hierdie prentjie vir jou te gee nie, want jy moet verstaan, hierdie gaan vir jou terugvat na die plek toe, na die punt toe, jy gaan goed sien oor die tuin van Eden. So jy is die vader van die huis, jy gaan hierdie offer toesien dat hierdie offer op 'n Shabbat, dat dit gaan plaasvind, dat jy hierdie ding afgesonder het en dat weet almal reg en gereed is. So, wanneer ons dan na hierdie Shabbat verwelkom, dan voer ons eintlik letterlik wat hulle noem 'n oorgangsritueel uit. Ek haat die woord ritueel, want dit laat jou dink soos 'n ding wat jy nou maar net half meganies doen. Nee, jy doen niks meganies nie. Jy doen dit met 'n volledige kavanna, met 'n volledige gefokusheid op die Allerhoogste. Vader, jy is welkom hier in ons midde, hier by ons tafel. Mag ons lippe rein wees, mag ons hande skoon wees, mag ons dit lig voor U, mag ons voete gereed wees om U weer uit te hoor jy wat ek nou vir jou sê? So dit is wat die Shabbat eintlik alles oorgaan. So daai prentjie vertel vir ons regtig baie mooi. Dis amper 'n terugkeer na die tuin. Dis so terugkeer, weet, van die herstel na Vader se teenwoordigheid toe. Dis waaroor dit gaan. Nou hierso kom ons nou by 'n baie interessante gedeelte van vandag se gesprek, en dit gaan dan nou oor, daar sien jy die tabernakel, jy sien die rook wat daar opgaan, jy sien die tente wat rondom dit is, en weet jy wat? Tot en met verlede week het ons nou net gepraat oor die argitektuur. Alles het gegaan oor die argitektuur. Nie tabernakel. Hoor jy nou wat ek nou vir sê? Nou wag, nee, daar's meer. Want hierdie ding, ekskuus tog, dit is 'n blauwdruk wat Vader vir Moshe by Sinaï gegee het. Dis 'n ding wat 'n werklikheid nou geword het in elke Israelietse lewe, hierdie tabernakel. En as jy die tempel van die Ruach is, het dit 'n werklikheid in my en jou lewe geword. Dis die vraag wat jy moet neerpen en vir jouself vra, wat kry ek vandag uit hierdie dinge? Dan sê ek, het die tabernakel, soos wat hy opgerig is, en dat hy uitgesalf is met die teenwoordigheid van Jahoua, het dit 'n werklikheid in jou lewe geword. Kom ons kyk net so 'n bietjie verder na die konsep van argitektuur en wat daar binne moet gebeur. Onthou julle verlede week hierdie gewys, dan sien jy aan die regterkant is nou maar die vloerplan van die tempel, en wat alles daarin is, en ek en jy is die tempel van die Gees, in die middel kry jy die tabernakel, en ons het vir julle mooi gewys hoe Yeshua is die weg, die waarheid en die lewe, en hoe dit in my en jou lewe uitspeel van gees, siel en liggaam. So hierdie is 'n baie belangrike prentjie wat jy voortdurend in gedagte moet hou, want dis die argitektuur, dis wat Vader in jou lewe kom uitkap het. So die argitektuur bly in enigeen van daai 3 modelle, bly dieselfde. Maar in Bereshit 1, kom ek vat hom nou terug vir jou. Bereshit 1 handel oor die argitektuur van die skepping. En dan sien ons, wanneer Vader weer hierdie ding wil regmaak, dan sê hy Shemot 3 vers 12 vir Moshe die volgende. En hy antwoord, ek sal met jou wees en dit sal vir jou teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Mitzraim gelei het, sal julle op hierdie berg Elohim dien. Het jy ooit gedink dat die berg Sinaï, dit is ook deel van die argitektuur, dis ook deel van, jy sien wat hier gebeur het by Sinaï is die volgende. As
ek wil sê, as jy hoor Sinai, moet jy dink tabernakel, tempel van die Ruach. Want dis hier waar Vader vir Moshe in sy teenwoordigheid innooi en vir hom sê, as jy tot my wil nader, moet op hierdie manier gebeur. Dis hier waar hy dan nou gaan, dat hy, jy weet, Moshe dink nie, hy is waardig om in Vader se teenwoordigheid te kom nie. Jy sal onthou daai Shemot 3 wat net daar staan, ek is nie waardig nie, hy het sy oë toegemaak, hy is nederig en dies meer. Dis goed, ons wil daai humility hê, maar ons kan sien, ons praat hiervan, hoe het Vader gekom en by die berg Sinai het hy daar waar hy op daai berg was, het homself so verminder. Ek weet toe hy daar in Shemot 19 en 20 toe hy praat, toe spat die klippe net. Dit het rof gegaan. Nou kom hy en hy het gekom plaas homself binne hierdie tabernakel wat Moshe nou verlede week moes nou so mooi opgerig het. So hy moet homself verminder, sodat as hy nie daar vanuit die tabernakel roep, dat dan nie weer klippe spat en alles weer, jy weet, as ware amper ten gronde gaan nie. Hy doen die nodige dinge sodat hy met die mens kan kommunikeer. Maar ek wil hê dat jy sien dat Sinai is ook deel van die argitektuur, net soveel soos wat die tabernakel deel is van die argitektuur. Net so weet jy dat Salomo se tempel was deel van die argitektuur. Jy sien die vlamme daar wat opgaan van daai altaar af. Jy sien die rook wat opgaan. Alles deel van die argitektuur. En dan verlede week het ons ook vir julle gesê, kyk net aan die menslike sel. Die menslike sel het ook die wildernispatroon, wildernis tabernakel patroon, jy sien dit daar, en daarom is dit maklik dan vir jou om te verstaan, maar jy is 'n tabernakel van die, jy weet, jy is die tempel van die Ruach HaKodesh. Jy moet daai gedeelte kan verstaan. So daai patroon is dan in jou gevestig. Hy is nie heeltemal daar nie, so daar is nog baie van die tap-tap werk wat gedoen moet word. Nou, alles moet nou nog so 'n bietjie weggebytel word, sodat ek en jy by die regte plek kan uitkom. Maar jy gaan sien van hier af, vorentoe in die res van die skrif, hoe belangrik is die argitektuur, want baie skrifte is daarop gerig. Maar jy moet ook, soos ek sê, jy moet ook verstaan, dat die argitektuur van die tabernakel, so belangrik soos wat dit is jy die patroon daarvan, jy is die beeld daarvan. So jy gaan ook dan nou sien, jy weet, alles moet nou begin gebeur. Dalk nie, jy sit met daai patroon daar, maar jy het niks wat daar gebeur nie. Dit is 'n lewelose ding nie. Nee, jou is nou in die tabernakel. Nou moet dinge begin gebeur rondom hierdie tabernakel. En jy sien onder andere, die priesters moes seker goed doen om toe te sien dat daai diens, daai avodah, leer tog daai woord, avodah, dat dit dan nou vir jou begin lewendig word. So, wat het hulle onder andere gedoen? Jy weet, hulle sou diere in die veld aangehou het, lammetjies en wat ook al vir die Pesach, so dat hulle net die regte spesie het wat onbevlek is, wat hulle kan verkoop, wat op die regte manier veroffer kan word. Dis 'n belangrike ding om te verstaan. Maar daar is nog goed wat gaan uitkom hier, want jy het nou die argitektuur, en so ook kan jy sien dat die ons gaan nou oor na die landboukunde toe. Ja, nou gaan ons 'n bietjie meer oor na die landboukunde, want jy het nou heeltemal die argitektuur gekry, so nou moet jy gaan kyk. Wel, kom ons kyk net weer eens, wat het ek vir jou gesê? Die tuin van Eden was ook 'n tabernakel gewees, maar daar's nog iets wat daar gebeur het. Ons kyk wat sê Bereshit 2 vers 8. Ook het Jehovah Elohim 'n tuin geplant in Eden in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. Toe het Jehovah Elohim die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En dan vers 3 vers 8. En hulle het die stem van Jehovah Elohim gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwenk. Okay, kan jy sien, dis die patroon, jy het Bereshit 1 het jy gekry, dit was die argitektuur, Bereshit 2 kan jy al klaar sien, nee, maar hier is nou 'n tuin wat geplant is, iewers te gaan hierdie model verder vorentoe gaan, iewers te gaan daar iets gebeur. So die tuin was hier die afgesonderde plek, die heiligdom is, dit die woord is wat jy wil gebruik, die argitektuur, waar hulle met Elohim in die koelte van die dag deurgebring het. Jy sal sien, toe Noag die ark gebou het, dit word ook 'n tabernakel, word ook 'n tempel, sodat hy die vloed kan weerstaan. En so het ons dan nou net gesê, so het ons gesien, Moshe bring die hele Israel terug tot by die berg Sinai, en by die berg Sinai, by daardie argitektuur, by daardie tempel, by daardie tabernakel, dan sien ons, hier ontvang hy 'n openbaring,
Nee, hy ontvang die openbaring, daar's 'n paar goed wat hy daar kry. Ek het net gesien, hy, dink as hy net vir so 'n bietjie kan teruggaan nie daar. Ja, hier ontvang, ons vergeet dit, een van die belangrikste pilare, wat hy daar ontvang, is hy ontvang Vader se naam, die Jod, hy, Wav, hy, naam, wat ons uitspreek as Jahoua, ander mense spreek om anders uit, maar hy ontvang die openbaring van Vader se naam. Jy weet, selfs Yeshua het gesê, Vader, ek het u naam aan hulle bekend gemaak, né? So hy het dit gekry, hy ontvang daar die gebooie, die 10 woorde, die 10 realiteite, hy ontvang daar die blauwdruk vir die draagbare tempel, dis nou die tabernakel. Ons sien dat hierdie tabernakel gaan nou 'n weergawe word van elke Israeliet wat dit moet internaliseer. Hierdie blauwdruk moet op hulle harte kom. En dis wanneer jy sien dat daai kavod, die heerlikheid wat op die berg gerus het, vir almal om te sien, manifesteer nou in die mees afgesonderde plek. Waar dit gesien is, nou word dit nie meer gesien nie, dis nou binne. Kan jy sien die prentjie wat Vader vir elke Israeliet teken wanneer hy dit sê? Ek en jy sê die kavod is binne in ons. So, ons weet nadat hierdie tempel, Herodes se tempel, in 70 na die Messias vernietig is, toe het ons Joodse vriende met 'n probleem gesit. Judaïsme was in 'n krisis gedompel, want hoe gaan hulle nou offer? Hoe gaan hulle nou hulle geloofslewe voortsit? Hoe gaan hulle dit doen? Hulle gaan dit doen op presies dieselfde manier as wat dit plaasgevind het voordat daar 'n tabernakel of 'n tempel was. Met ander woorde, die belangrikheid van die tabernakel is jy beoefen die teenwoordigheid van Elohim. Dis hoekom ek vir jou die prentjie van Shabbat gegee het. Jy beoefen die teenwoordigheid van Jahoua by jou Shabbattafel. Dis wat jy doen. So, dis hoe hulle dit uitspeel. Gaan lees bietjie daar Hosea 6 vers 6 en Tehillim 40 vers 5 en dan kry jy net so 'n bietjie meer van 'n dieper indruk daarvan. Maar onthou ek het gepraat oor hy het 'n tuin aangelê. Kom ek sê vir jou so, ek wil nie in al hierdie tuine ingaan nie, maar hier is 'n paar tuine. Daar was 'n tuin gewees, die tuin van Eden. Daar was die tuin van Getsemane gewees, dis die tuin van crunching, jy weet, crushing. En dan het jy die tuin van Golgotha gehad, wat alhoewel dit 'n tuin van lyding en pyn en dood was dit ook 'n tuin van verlossing. Verstaan nie dat dit is wat dit was. So jy het al 3 tuine, die tuin van Eden, die tuin van Getsemane, jy die tuin van Golgotha, en jy kan sien as jy kyk, hier waar hierdie bome is, jy sal sien, heel voor, stel dit voor, dis waar Yeshua is, en die ander 2 was langsom. Hierdie ding van 3 kruise wat daar op 'n koppie opgerig is, mense, daar is soveel mense wat gekruisig is, sodat jy kan nie dink dat hierdie is net so spesiaal. Daar's 500 mense 'n dag partykeer gedoen, wat gekruisig was. Maar daai brug wat daaroor daai Kidron Vallei loop, daar waar Yeshua nou daar aan daai boom hang, as jy oor hom gaan, dis ook die plek waar die redder dan nou byvoorbeeld geoffer is, dan beweeg jy na die weste toe om in die tempel te kan ingaan. Dis wat hier gebeur. Verstaan jy? Dit kan onmoontlik nie na die ander kant toe gaan, soos wat die Rooms-Katholieke dit vir jou wil voorhou nie. Dit werk nie so nie. Jy kan sien, hier het hy feest, his Vader. As ek het vir jou so eenvoudig. Jy moet gaan kyk na hierdie tuine, sodat jy die patroon van tikkun, die patroon van herstel kan verstaan. Restaurasie kom, Vader wil ons altyd weer terugvat na die tuin van Eden toe. Jy word gerestaureer na jou oorspronklike posisie. Dis waaroor restaurasie gaan. Jy gaan terug na die tuin van Eden, waar Jahoua die tuin aangelê het, waar dit bewaak en bewerk moet word. Hy gaan terug na die oorspronklike opdrag toe. Hy gaan terug na dit toe, dat die mens heers oor die aarde. Hy gaan terug na daai ding toe. Dis waar ek en jy is, né? Ons moet dit verstaan. Nou kyk net na hierdie prentjie, ek het nou gegee vir jou 'n skets, wat vir jou 'n groter prentjie gaan gee. Jy het die tempel hieronder, ek dink as jy vir my net met die laser daar kan wys, dan kan jy weer eens sien, daar is die brug oor die Kidron Vallei, en bo op die Olyfberg, dis waar die foltering, die kruisiging is die woord wat hulle van hou, om te gebruik, dis die foltering, dis die, dis meer 'n execution
pil wat hulle daar gehad het, né? Dis wat daar plaasgevind het, maar nou wil ek iets anders te wys. Ek het hierdie selfde prentjie gevat, en ek het die volgende, ek wil net vir dit sê, as jy nou wil weet, wat is Golgotha? Dis die plek van die hoofskedels. Dis die plek van die koppe tel. Jy het altyd by die oospoort ingegaan, dis waar die koppe getel is. Dis hoe hulle geweet het hoeveel mense was in die tempel. Dis waaroor dit gaan. Nie die een of ander koppie wat die een of ander majoor in die Britse weermag uit sy hotelkamer uit gesien het en gesê. Moontlik, soos wat hulle sê, dit is in die noorde. Dit kan nie wees. Dit is nie die korrekte. Maar as jy ook na die ander kant toe gaan, en as jy net hier kan wys, dis na die weste toe. Ek het besef, maar weet jy wat, Farao se tempel was die omgekeerde. En dis wat hulle vir my wil vertel met die Church of the Holy Sepulchre. Dis die omgekeerde van die tempel. So jy kan weet eenvoudig net nie hulle weergawe daarvan aanvaar nie, want jy kan nie van daar af kan jy nie in die tempel insien dat die voorhang sal skeur nie. Maar van die Olyfberg af, soos wat ek nou vir jou die prentjie gegee het, so gaan dit gebeur. Nou weer eens dieselfde prentjie, kom ek wys hom vir jou, en as jy bietjie by die Tempel Instituut 'n draai gemaak het, dan sien hulle op jou sê, maar die tuin van Eden is net bo in die berg Moria. Verstaan? As jy wil verstaan hoe werk die geestelike, dan sê jy verstaan dis hoe dit werk. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Ja, so, maar nou kom ek by Wye-Kraan, en nou vra ek myself die vraag, maar goed, hier is nou al hierdie tuine waarvan gepraat word, so hoe werk hierdie tuin dan nou? Want hierdie kom eintlik uit Parasha Bamidbar uit, dan gee hy vir jou die kamp uitleg. Ek gee vir jou totale kamp uitleg hierso, en dan gaan jy sien in die middel, daar is die die afgesonderde plek, die mees afgesonderde plek, of the holy place, of the holy of holies, as jy dit so wil hê, en dan buite dit kan jy sien is die area wat die priesters moet skoonhou, en waar offers gebring gaan word, en waar die reinheidsprosedures moet plaasvind, en dan is jy buite die kamp, en ek besef skielik 'n ding daar. Ek sit daar vanmôre vir die en ek dink, maar weet jy wat, die tuin, as jy dit reg verstaan, is die kamp. Dis die tuin van Jahwe. Dit is die tuin van Jahwe. Dit is werklik waar. Verstaan jy? Dis hoekom hy hierdie orde so opstel, sodat jy moet weet, hierdie tuin moet bewaak en bewerk word. Jy verstaan, die eerste woord wat jy gaan leer in die Hebreëus woord te wees shma, hoor en doen, hè? Hoor en doen. Die tweede een is shamar, jy moet bewaak en bewerk. En dan die derde een is asa, make it happen. So die tuin moet bewaak en bewerk word. Kan jy nou verstaan wat jy so gesê, die oes is groot en arbeiders is min, want hy weet hoe lyk hierdie kamp buite op. Hy weet wat is die probleem in die tempel, hy weet wat is die probleem buite die tempel, en nou as jy begin hierdie konsep verstaan, dan behoort jy 'n groter prentjie te kry oor die gelykenisse van Yeshua, wat hy vir ons probeer duidelik maak het. Ja, wanneer hy presies praat van die ware wynstok en van die lote. Jy sien my ding, hy sê my vader, die landbouer staan. Ja, hy sê my vader is die landbouer, ek is die ware wynstok en julle is die lote. Kan jy sien hoe plaas hy dit in perspektief dat ek en jy hierdie landboutaal kan verstaan, né? So dinge moet in plek gestel word, sodat die werk van die tabernakel gedoen kan word, maar om dit te doen moet daar 'n funksionele priesterdom geaktiveer word, sodat hulle hierdie diens kan doen. Ek wil jy moet hierdie term vir jouself ook deel van jou taal maak. Die tabernakel praat sy eie taal, en hierdie taal wat hy praat is een van die fondasie elemente vir alles wat jy in die skrif gaan sien, né? Hulle moes seker goed ontwikkel. Vader sê, hou die Shabbat, hy sê nie vir jou hoe nie. So nou moet hierdie priesters 'n taal ontwikkel, maar hoor jy, ons doen die Shabbat so, ons sonder hom op hierdie manier af, ons doen daai ding, ons was die hande in die voete, en ons weet. Maar dis die tipiese Hebreëse mindset. Dis die Hebreëse mindset. In ander woorde, hulle werk funksioneel, hulle gaan kyk nie na die vorm nie. Hulle kyk, die vorm gaan altyd die funksie volg. En die funksie, die tabernakel gaan 'n funksie hê, sodat hierdie transformasie kan plaasvind, sodat aanbidding op die regte plek kan gebeur. Maar om dit te doen, moet 'n taal ontwikkel word. En ek wil vir dit sê, as jy nie die taal van die tabernakel aanleer nie, dan loop jy die gevaar om enigiets anders erin te bring en te sê, wel, ek weet, ek kon nog nooit hierdie Levitikus eintlik verstaan nie, so die gevolg is, jy weet, dan bring jy jou eie worship in. Dan bring jy jou eie aanbidding in, en dit maak dan dysfunksionele aanbidding. En dit bring weer chaos, né?
chaos gaan definitief uitspreid uit dit. Nou, en dan net uit vir Moshe daar vanuit die dis nou wat jou hoor, vir Moshe vanuit die tabernakel uitgeroep. Kyk net nou nog 2 skrifte om te sien, dis 'n skrif al van die kennis neem. Van aangesig tot aangesig het Jahwe op die berg uit die vuur met julle gepraat en gesê, kyk, Jahwe ons Elohim het ons sy ligglans en sy grootheid laat sien en ons het sy stemme uit die vuur gehoor. Vandag het ons gesien dat Elohim met die mens praat en hy in die lewe bly. En dat hy dan in die lewe bly. So, kan jy sien, Vader maak dit vir my en vir jou moontlik om in sy teenwoordigheid te kan kom, om met hom te kan praat. Bemiddelbaar 7 is ook 'n soortgelyke een. Gawe van die altaar nadat dit gesalf is, en as Moshe in die tent van byeenkoms gegaan het om met hom te praat, het hy die stem met hom hoor praat van die versoendeksel af wat op die ark van die getuienis is, tussen die 2 gerubs uit. So het hy dan met hom gepraat. Okay, so kan jy sien, hier is 'n belangrike ding as hy praat, hy het nou vanuit die tabernakel tussen die gerubs het hy met Moshe gepraat. Nou, weer eens, so dan ek sê vir tabernakeltaal, nee, een van hulle is Vishai, Israel, jy kry hierdie antieke seun, hulle noem dit 'n paraga, wat as volg lees, hy sê, O Jahwe ons Elohim, begunstig u volk Israel en hulle gebede, stel die offers aan u afgesonderde plek terug, en aanvaar met liefde die 4 offers van Israel, dis nou Vishai Israel, en aanvaar met die liefde die 4 offers van Israel en hulle gebede. Mag die aanbidding van die volk Israel altyd vir u aanneemlik wees. Mag ons oë getuig van u barmhartige terugkeer na Sion. Geloof is u, o Jahwe, wat sy teenwoordigheid terugbring. So ek het dit so losweg het ek dit vertaal. Maar dit is presies eintlik waar die Jode nou is, want hulle sê daar is nie tempel nie, so ons kan nie 4 offers bring nie, maar ons kan gebede bring. Maar ons bring dan die gebede. As jy verder daarna wil kyk, gaan kyk na Vayikra 1 vers 9, vers 13, 17, ook 2 vers 2, 3 en 11. So dan sien jy hierdie hele idee van Vishai Israel, dis 4 offers wat gebring moet word, en wat is die bedoeling daarvan? So, kom ek gee dit vir jou kort. Kom ek probeer dit nie uittrek nie. Die Vishai is eintlik, bring die gawes van die hart. Dit is die taal van die heiligdom, die taal van die afgesonderde plek. Dit is 'n simboliese taal, dit word deur die priesters gebruik, om die avodah, die diens in die tabernakel en die tempel in Jerusalem te beskryf. Dit is ook deur die profete natuurlik gebruik, en Raai het dit nog gebruik. Yeshua het dit gebruik. En die Sarim, die disciples, hulle het dit ook gebruik. So wanneer jy nou begin terminologie hoor, jy sê nou gewonder, Chris, waar bring jy nou die tuin in? Nee, maar dit is presies, Yeshua het gesê, jy weet, dan praat hy van die tuin, en hy praat van die bome, en hy praat van die velde, en die groenbyvelde, en hy praat van die dorsvloer, hy praat van die wingerde, die wagtoring, die hoë berge. As jy hierdie goed hoor, dan sê jy weet, hier word nou tabernakeltaal gepraat. Jy weet, in daai tuin word saad geplant. In elke saad is daar die beeld van die volgende saad. So as die saad gaan plant, dan gaan daar meer uitkom, en gaan weer saad gee, en die beeld van daai saad bly dieselfde. Met ander woorde, as die koring plant, gaan die koring kry. Die vermeng nie. As die koring plant, gaan die koring kry. 'n akker in hom het hy nog 'n akkerboom, wat weer gaan akkers gee, wat binne hom daai bepaalde beeld het. Verstaan, dis hoekom jy moet verstaan, dis ook hoe die tuin van jou wel gaan werk. En dis die landboutaal. Ja, presies dit. So hierdie parasha is dan nou regtig soos ons gesê het, 'n voortsetting van wat ons verlede week geleer het. Dis nie asof die boek van Exodus het opgehou en jy sê, jy weet, nee, hier is nou 'n voortsetting wat gaan plaasvind. Daai storie hou aan. Jy kan sien, Moshe het die Mishkan op die eerste van Aviv, het hy dit bymekaar gemaak, opgestel, uitgesalf, en op daai stadium het jou wat dan na hom geroep. So hier is iets wat ek wil hê, jy moet asseblief van kennis neem. Die roeping na Moshe het plaasgevind op dieselfde dag dat Nadav en Abihu die Mishkan ongenooid binnegegaan het. Niemand behalwe Moshe is geroep nie. So toe hulle ongenooid ingaan, kost dit hulle lewe. Hulle het geredeneer, wel as Moshe ingaan van ons ook in. Jy gaan nie sonder intensie
voor Vader staan nie. Hoor jy wat ek sê? Dawid byvoorbeeld, hy was bekend daarvoor, hy het sy gebede uitgeskryf voordat hy vir Vader geplaas het. Min mense verstaan dit. Nou hier sien ons dat waar Jekra begin met, hy roep na Moshe, ek roep nie nou na Aaron nie, ek roep nie nou na Nadab, ek roep vir Moshe, Moshe kom verskyn hier voor my. Want hy gaan nou vir hom vertel hoe die priesters hom moet dien en hoe hulle ingewy moet word en dis meer. En wat nou ook vir my interessant is, en ek kan nie hierdie ding in diepte met jou bespreek nie, ek het vir myself 'n nota daar gemaak, so ek gaan probeer om dit gou in my eie woorde te gebruik. Onthou jy, ek het vir jou gesê, in Bereshit 1 is alles geskep, né? Sade, bome, diere, mens, die hele lot, alles word daar vir jou vertel. Jy gaan sien dat by elkeen van hierdie offers is elkeen van daai elemente wat daar geskep is in Bereshit 1, dit word gebruik in die tabernakel by die offers. En jy wonder hoekom het jy die offers bestudeer. As jy wil kyk na waarom hierdie diere, as jy wil kyk na waarom hierdie graan, as jy wil gaan kyk na hoekom hierdie minerale, so suid, hoekom is hy so spesifiek daaromtrent? Want dis goed wat gebruik is by die skepping. En Vader sê, kom ons kry net hierdie skepping reg. As jy na my toe wil nader, kom ons werk net volgens die skeppingsmodel, dis wat hier moet gebeur. Jy gaan hierdie diere bring, maar by elke offer moet daar sout wees. Daai tipe van ding wat hy dan nou vir ons sê. Goed. So die term wat hy daar gebruik, en by Jekra 1 vers 2, dan sê hy Adam, ek het dit in die Hebreëus gelos, want ek wil vir ietsie daar verduidelik. Adam ki yakriv mechem korban lejoa, takrivul es korban gen. Wat sê hy, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as iemand van julle aan Jahoua, met ander woorde, 'n enkel persoon, 'n offer wil bring, dan kan julle, 'n enkel persoon kan ook 'n meervoud, offer in 'n meervoud bring, en om 'n lang storie kort te maak, hy praat hierso byvoorbeeld van soos met Pesach, 1 lammetjie is 'n voldoende offer vir 10 mense. Goed, jy kan ook sien, hy praat hier van Adam, hy praat nie hier van Ish nie, so met hoekom praat hy van Adam? Want hy praat van die mensdom, so dit sluit vrouens en kinders, sluit dit in. Jy bring offers, nie as gevolg van Adam se sonde nie, jy bring offers, omdat jy deur Jahoua opdrag gekry het, om dit te doen. So die korbanot van hierdie parsha is offers vir sonde, waarvoor Teshuvah gedoen kan word. Met ander woorde, Vader, ek het onopsetlik teen U gesondig, maar ek draai om, ek doen Teshuvah, ek keer terug na U en U weer, ontvang asseblief hierdie offer van my, sodat ek weer 'n rein hart in my kan kry, en so, dan vat hy hom verder van daar af, kan jy sien. So, as jy wil gaan kyk na Adam se misdaad en sy straf en al daai, jy is heeltemal welkom, dit gaan jou net 'n idee gee van wat hy eintlik dan hy doen. Soos ek sê, weer eens, hy praat hier van die enkelvoud offer en offer meervoud. So, byvoorbeeld, jy weet, as jy gaan kyk na die sondofferbok op Yom Kippur, hy is vir meervoud, vir die hele Israel, want Israel word ons gesien as een man, eintlik. So ek wil jou wys dat hy spring maar net, jy weet, van die enkelvoud na die meervoud. So, Vader maak voorsiening vir elke klein stukkie detail, want hy wil hê dat ons moet kom. Hierdie prentjie gaan vir jou heel wat vertel. Jy gaan nou hier inchip, want ek weet, dis waar jy net na verwys het, waar jy gesê het, eerste offer wat jy gaan kry, ek dink jy moet vir my daar net dit uitlig. Die eerste een wat jy gaan kry is die korban olah, dis die brandoffer, hy styg op. Dit gaan daaroor dat jy jouself neerlê, jy is 'n lewende offer, Romeine 12 vers 1 tot 2, jy doen 'n totale oorgawe, 'n totale toewyding van jou lewe, want jy sê eintlik daarmee, laat U koninkryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook hier op die aarde. Jou tweede offer wat jy gaan kry, is die korban mincha, dis die spys op die graanoffers, hiermee gaan jy eintlik sê, ek is in totale afhanklikheid van Jahoua vir voorsiening. Ek bring hierdie offer met blydskap. Ek gaan volgende week meer daarvan praat, want ek weet dit gaan by die dankbaarheid, ek wil dankbaarheid bietjie uitlig, maar jy gee met 'n blymoedige hart, want Vader het dit 'n blymoedige gee wat dit hy lief, en jy gee hom die deel wat regmatig syne is, veld van woord, alles aan hom. Jy gee eintlik vir hom die erkenning. Jy gee hom erkenning. Dat alles wat ek het en alles wat ek besit is U se, en dit kom van U af. So ek gee uit hierdie dankbare hart, gee ek terug. Nou, en dit gee ons vandag
ons daaglikse brood. Kan jy sien hoe belangrik dit is om die kolletjies met mekaar te verbind. Goed, kom ons kyk na die vredesoffer, die Korban Shalem. Dit gaan oor vrede, dit gaan oor die gemeenskap van welwillendheid. Jy weet, hierdie het alles daarmee te doen dat ons 'n nuwe houding aanneem om alle verhoudings en interpersoonlike aksies heeltemal oor te gee aan die gebruik vir Jahwe, sodat hy dit kan gebruik. En wat sê dit eintlik vir ons? Vergewe ons oortreding of ons sondes, soos wat ons die vergewe wat ons teenoor ons oortree. Want dis waarvoor jy vrede nodig het. Jy het daai shalom nodig. Onthou jy wat ons 2 weke terug gesien het, as jy die shin en die mem wegvat, dan sit jy met totale chaos. Jy wil nie chaos hê nie, jy wil shalom in jou huis hê, jy wil shalom in jou werk hê, jy wil shalom in jou verhoudinge hê, dit is wat jy wil hê. Jou 4de ene is die Korban Chatat, dit gaan oor die sonde of die oortredingsoffer. Weereens, jy gee totale oorgawe van alle swakheid van die vlees, oortreding van loyaliteit en wandade, want dan net al hierdie goed kan reggemaak word met Teshuvah, omdat jy dit verbreek het. Dan sê hy vir jou, Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. ja, So dis die opdrag wat ons gekry het, is om met die stelde tye van gebed, moet ons hierdie bid, hierdie Onse Vader bid. En dis wat die offers eintlik kom doen, is 'n praktiese sonder woorde, wat ons die Onse Vader die modelgebed, as ek dit so kan noem, eintlik kom doen. ja, so, Prakties kom uitleef. Dit is wat die offer sê. ja, dis receive the sacrifice of my lips, dis eintlik. Jou 5de een is die Korban Hasham, dis die skuldoffer, weer eens die totale oorgawe van skuldgevoelens, skaamte, afkeer, feit dat jy lauwarm is of onwaardig is, ja, kom daar en jy sê, Vergewe ons soos ons skuldenaars vergewe. so ek hoop jy gaan hierdie ene onthou, as jy wil hierdie info soek en dit nie vinnig kon neerskryf nie, ons sal dit vir jou stuur, as jy vir ons net laat weet, ons sal dit vir jou doen. Goed, hierdie diereoffers, hulle het 2 dinge bereik. 1, die dier is simbolies in die sondaar se plek, hy het daai sondaar se plek ingeneem, en dan betaal hy die straf vir die sonde. En die dier se dood het 1 lewe verteenwoordig wat gegee is, sodat 'n ander ene dan nou gered kan word. Jy sal sien, daar soos byvoorbeeld hierdie 4-voetige diere, soos byvoorbeeld die koei en die skaap en die bok, hulle is die geskikte offergawes. Ons gaan meer na hulle kyk in detail, maar ons moet gaan kyk, ja, hulle word gekies vir hulle aard, vir hulle temperament, hulle dieete en al daai tipe van goed. Dis hoekom hulle gekies word. En ek wil vir jou sê, dink jy nog steeds dat wanneer jy iets inneem wat jy nie moet inneem nie, dat dit okay is, soos 'n vark? Jy kan nie. Verstaan? Vader, hierdie diere wat 'n offers is, daai uitgekies vir hulle aard, hulle temperament, want jy gaan dit eet en jy gaan dit internaliseer. So, maar hierdie was nou vir my baie interessant geweest, want hierdie 3 diere wat ek nou vir jou gegee het, dit wys ook na die meriete van die aardsvaders. Ek praat nou van Abraham, Jitsak en Jakob, né? Abraham het byvoorbeeld na die vee toe gehardloop en hy het 'n jong kalf geneem daar. Jitsak het 'n ram geneem, weet wat in sy plek geneem is. Jakob het 'n bokram byvoorbeeld geneem. So kan jy sien, die term word dan ook in Hosea gebruik en sê, maar Israel het gedwaal soos 'n eie sinnige koei. So ja, jy kan sien, Israel is soos verstrooide skape. Ek sal 'n einde maak aan die trots van die magtiges, weet, en so gaan hy aan en so gaan hy aan. So, wat sê hy eintlik hier vir jou? Nee, weer eens, hy het gekyk na die aard van hulle, wat hulle is aan temperament en dis meer. Ja, ek kan nie vir dit sê, en dan net, ek gaan nie weer in die detail gaan nie, ek wil net hê jy moet verstaan, jy is die een wat die offer bring. Nee, die skrif noem nou wel, ons het net gesê, dat ons voortdurend vir Elohim 'n lofoffer bring, maar jy bring dit, jy bring die offer. Dit is jou verantwoordelikheid. Nee, wanneer jy jou lippe gebruik, dis 'n natuurlike produk, so jy gaan daar 'n offer bring ook. Ons almal ken Romeine 12:2, gaan nie om nou weer vir jou herhaal nie. Wat is die tweede stap wat ons gaan kry hier in hierdie ding? Jy gebruik jou hande. Jou hande word op daai dier gelê. Die man moet sy hand neem en hy sê, moet hom op die kop van die brandoffer lê, en hy moet dit doen sodat daar vir hom versoening gedoen kan word. Ek dink jy moet vir my asseblief net so 'n bietjie teruggaan.
Okay, so jy kan sien die priester met sy hand op die kop van hierdie brandoffer lê. Jy gaan sien, nou, daar's 'n hele gaan. Dan het ons net gepraat oor die taal van die tabernakel. Hulle lê byvoorbeeld die hout op 'n sekere manier uit. Dan word die dier op 'n sekere manier gelê. Al daai goed het 'n betekenis. Al daai goed gaan wys na Jahwe om in daai perfektheid te kan ingaan en in daai afgesonderdheid te kan ingaan. So wat ook al jy van buite af ingebring het, jy lê dit op daai dier en dis 'n totale oordrag. Jy is die een wat dan nou daai dier moet se keel afsny. Jy is die een wat hom in die regte stukke moet sny. As jy gaan kyk na die skrif, wat hy vir jou dan... Maar dit is ook hoekom dit, as jy fisies jou hande oplig in lofsang en aanbidding, dan is dit eintlik presies wat jy doen, is om jou hande te gebruik. As jy sê, ek hef my hande op, dan is dit presies wat jy dan nou doen. So jy is die een wat, kan jy sien hoeveel van die offer hang van jou af? En dan is daar een deel, nou, jy was die binneste dele. Wat is dit met hierdie binneste dele wat vir ons gewys word? Nee, jy wil in die regte verhouding kom. Jou binneste verteenwoordig byvoorbeeld jou gedagtes. Ek het nogal lank gesit en dink oor hierdie ene, oor gemediteer daaroor. Weet jy, jou gedagte wêreld maak vir Vader baie saak. So jy moet nou net wees, ek begin praat van die lewer en die niere en die hart en al daai goed, en dit moet gewas word. En dan sê ek vir jou, jy is die een wat hierdie werk gaan doen. Die priester gaan jou net bystaan by. Jy gaan hierdie offer voor Vader plaas. Niemand gaan jou offer vir jou doen nie. Dis jou werk. Jy sal sien, ek gaan vir jou vinnig net dit hier sê, ek weet, en ek sê dit altyd ook met Pesach. Weet jy, hulle moes op die 14de, nee, ekskuus, op die 10de van die maand, moes hulle hierdie lammetjie in die huis inbring. En die kinders is baie lief vir hierdie lammetjie, en hulle noem hom en naam, en hulle soen hom, en hulle speel met hom, en wat ook al. Jy ondersoek hom, en hy is perfect. Maar op dag 14, gaan jy sy keel afsny. Jy gaan sy keel afsny. Jy gaan dit moet doen op die most humane way possible. Jy gaan dit doen. En weet jy wat, baie mense, omdat daai lammetjie so deel geword het van die huis, baie manne kon dit nie dood eenvoudig nie doen nie, en dis waar die priesters intree, en dan doen hulle dit namens jou. Maar dit is wat van jou verwag word, want jy weet, daai dier gaan sterf in jou plek. Hy gaan vat wat jou toekom. Mense van die os op die jas, die wil nou nie vir my glo nie, maar het jy geweet dat selfs die as vorm deel van jou aanbidding? Daar word vir jou spesifiek gesê wat moet jy met die as doen. Want jy sien, die as wat daar lê, verteenwoordig jou verlede. Jy moet weet, daai as, nadat daai dier geoffer is, dis die as van jou verlede. Ek weet nie, hoekom loop mense nou probeer lewe in hierdie as en kry. Jy het nodig om te deel met die as, jy het nodig om dit na die plek toe te vat wat afgesonder is, sodat daar dispose kan word van hierdie as. Moet dit nie terugvat huis toe nie, moet dit nie in 'n houertjie gaan sit, bo op die kaggel, wat ook al deesdae die goed is wat hulle doen nie. Moenie dit doen nie, vat dit weg van jou af, want dit is jou verlede. Die enigste ene wat weet hoe lyk jou verlede is jy, en daar Satan, hy loop met fotostate en hy hou daarvan om vir jou te sê, dis hoe dit lyk, nee. Dis wat jy gedoen het, onthou jy. Ek onthou, jy mag dalk nie onthou nie, maar ek is hier om jou te herinner. Ek weet om te hanteer. So, weet net, as jy voel, jy mis iets, en jy weet, dat jou lewensdoel is nie vir baie duidelik nie, pas op, dat jy nie terugval in hierdie as gedeelte nie, hoor. Nou gaan ek net vinnig, en half eintlik so soort van ter afsluiting, gaan ek so net na 'n paar van hierdie gebooie wat uitkom. Ek sal graag baie meer wou doen, maar kom ons kyk na gebod nommer 116, dit is nou maar meer Vayikra 2 vers 1, hy sê, wanneer iemand 'n spysoffer bring, dan sal hy dit volgens hierdie volgende instruksies aanbied. Jy sal sien, dit is 'n positiewe gebod, dit is 'n gebod, om hierdie ding te verrig volgens die Torah, dit is 'n voedseloffer. Dit het te doen met die hele gemeenskap. Dit gaan oor die brood wat jy elke Shabbat gaan gebruik. Dit gaan oor die tel van die omer, daardie brood wat jy gaan hê. Dit gaan oor die 2 brode wat jy by Shavuot gaan wyf. So, daar's heel wat waarna jy moet kyk wanneer dit kom by hierdie spysoffer. Jy gaan weet, dit word gemaak van fyn koringmeel, soms van gars.
dit het diep betekenis, ons gaan dit hanteer soos wat ons by al hierdie feeste kom. Sommige daarvan is deur die priesters geëet, die koaniem, terwyl ander is geheel en al verbrand. Maar ook weer eens van volgende week af, dan kom die matzah, jy die gamet sit, jy moes na gys haal. So al hierdie fyn meel is dan nou in 'n houer gebring, dit is by die priester afgelewer, en jy sal sien, die priester het 'n bepaalde manier gehad, hy het sy middelvingers geneem, en dan het hy gesê, wel, hierdie is die gedeelte wat ek wil hê, die oortollige is dood eenvoudig net verwyder. Goed, so, maar hierdie is 'n bepaalde offer. So, hulle maak seker dat Vader se opdragte presies uitgevoer word. So, wanneer hierdie siel dan nou hierdie spysoffer bring, hy word nie by ander offer genoem nie. Dan kyk ons na die 117de gebod. Ek noem dit so, omdat die eerste een is, ek is Yahweh jou Elohim. Maar nommer 117, dan praat hy oor die suurdeeg en die heuning, wat jy nie as brandoffer vir Yahweh mag offer nie, en dan net, jy moet die suurdeeg verwyder, soos wat hy vir jou daar beskryf. Ek was besig om die hele idee van die heuning ook te ondersoek, daar gaan iemand vir ons in die middras bietjie meer uitlig daaroor, né? Maar weet jy wat, hy sê vir jou daar in Vayikra 2 vers 4, daar geskryf staan, dat hierdie brood, hierdie mincha, moet ongesuurd wees, want dit gaan oor kwaadwilligheid, en dit gaan oor skynheiligheid. So wanneer jy hierdie spysoffer wil bring, jy bring dit nie met kwaadwilligheid of skynheiligheid nie. Leiers en diegene wat hierdie offers bring, hulle moet sonder kwaadwilligheid wees, hulle moet opreg wees, hulle moet suiwer wees, hulle moet rein wees, hulle moet sonder persoonlike motiewe wees, hulle moet sonder selfprojeksie wees, hulle moet sonder trots wees, geen bybedoeling sê nie, dit is waaroor hierdie spysoffers gaan, kan jy sien, dis 'n mondvol, as jy net daarna kyk, dan besef jy, waarom was Moses so gesien as hierdie nederige persoon? So hierdie mincha, dit symboliseer ons werke. So wanneer ons werke nie voltooi is nie, dan staan daar, dit is, wees wakker, versterk die wat oorbly, die wat op die punt gestaan het om te sterf. Want hierdie kom uit Openbaring uit. Weet jy, dit het my nogal getref. Nou, kom is die volle verwysing van Openbaring nie daar nie. Ek dink dit is Openbaring 8 vers 2 wat hy sê, gaan net vir my daar terug, ek wil net vir jou wys. Hy sê, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterf, want ek het jou werke nie volkome voor my Elohim gevind nie. Dit is wat Yeshua vir Jochanan by Gazon, by die boek van Openbaring sê. Dan sê, is dit 2 vers 26, dis wat, nee, 2 vers 26 sê, en aan die oorwinnaar, aan hom wat my werke tot die einde toe bewaar. So jy moet hierdie dinge doen. Hy gaan vir jou gesag oor die nasies gee. So weet net dit, dat die boek van Openbaring praat van, daar word gekyk, hoe het jy die werke gedoen? Hoe het jy die werke van die Torah gedoen? Korintium Alef, dis 1 Korintiërs 3 vers 12. En as iemand op hierdie fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Dit is presies wat ek gesê het, uitle werke gaan getoets word, goeie werke gaan beloon word, maar as dit werke is wat met slegte materiaal gemaak is, dat jy sal op die oordeelsdag daarvan hoor. So hy verwys nie na verlossing nie, verlossing is uit genade, maar die beloning is vir die werke. Asseblief, mense moet net daar verstaan, die arme Jode word so blameer daarvoor, hulle dink hulle kan verlossing kry deur werke. Nee, dis glad nie. Hulle doen hulle werke op grond van 'n verbond, nie op grond van dat hulle verlossing kan verdien nie. Verstaan jy? Hulle doen nie dit so nie. En dan 15 vers 58, daarom my geliefde broers, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die meester, omdat julle weet dat julle arbeid in die meester nie te vergeefs is. Kyk mooi wat sê hy, die arbeid is nie vir die meester nie, hy sê die arbeid is in die meester. Dis die arbeid wat jy doen. Die voltooide werke wat ons in die meester doen, dis die werke wat ons doen onder die leiding van Ruach HaKodesh in gehoorsaamheid aan die Torah. As ek dit vir jou so kan verduidelik.
Johannes of Johannes 4:23, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Elohim is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Dit sê ons nou vir die Samaritaanse vrou. Hierdie skrif, lees hom. Hy is eintlik byt, né? Dis 2 Kronieke 16 vers 9, want Jahoua, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Weet jy, hierdie vers, ek onthou hom al vir 25 jaar, dat hy so voor my staan, dat dit 'n kwessie is van, Vader, mag jy my vind dat my hart op U gerig is. Nee? Mag jy as jy die aarde deursoek, dan mag jy my vind, mag my hart op U gerig wees. Bly my by al, ek beloof jou vir 25 jaar. Is jou hart onverdeeld gerig op Yeshua? Is jy heeltemal syne? Hou jy deel van jou lewe terug, om nie aan jou Vader te gee nie, want Yeshua is nie die Vader nie, dan net, sien wat ek sê nie. Het jy 'n offer van jouself gegee? Het jy alles gedoen dat jy behoorde kan dien? Anders sal jou werk en jou diens, jou avodah aan jou nie heeltemal welbehaaglik wees nie. Dat kan 'n diens voor jou wees sonder verhouding met hom. Maak dit sin? Jy kan hierdie goed meganies gaan doen. Israel het hoeveel keer in dit geval, moenie dink ek en jy kan nie ook daaraan val nie. Kyk wat sê Lukas 15 vers 29 tot 31 lees as volg. Maar hy antwoord en het vir sy vader gesê, en dan het hy spraak nie van die gelykenis van die verlore seun en al daai, maar hierdie is nou die broer wat by die huis gebly het. Hy sê, maar hy het geantwoord en vir sy vader gesê, kyk, ek het jy soveel jare gedien en ek het nog nooit enige van jou bevele veragsaam nie, en tog het jy nooit eers vir my 'n bokkie gegee om saam met my vriende te juig nie. Maar toe hierdie seun van jou kom, wat sy besittings verteer het jy vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Maar die vader sê vir hom, my seun, jy was nog altyd by my, en alles wat myne is joune. Met ander woorde, seun, dit gaan nie oor die goed wat ek het, dit gaan oor jou hart moet op my gerig wees. Kan jy sê? Ek weet nie, dis 'n Hebreëse ietsie vertaling. Nie heeltemal seker van hom nie. So, gehoorsaamheid en verhouding is regtig nie noodwendig dieselfde ding nie. Jy kan gehoorsaam wees, maar nie 'n verhouding met die Vader. Dit is moontlik. Hierdie het alles te doen met jou eie innerlike houding. Dis die belangrikste ding vir jou verhouding met Vader. Dis oor die gesindheid van jou hart. Maar om dit te submit onder die Vader se wil. En dit wat hy weet wat goed is vir jou. En dis waar die vlees so struikel en so in rebellie gaan en amper sê rebellie, 'n tantrum gooi. Ja, dat is ander woorde wat 'n mens kan gebruik, dan sal nie dit nou sê. Johannes 17:3. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die een waaragtige Elohim en Yeshua die Messias wat U gestuur het. Hy is besig om 'n offer te maak. Hy is besig om homself te offer, en dis waarmee hy uitkom, wat hy sê vir my, namens en ten behoeve van my en van jou, dat ons U sal ken, die eenwarige Elohim en sy Messias, dat ons hulle sal ken. Kan jy het sien? Kyk wat sê Joshua in Matteus 7. Nie elkeen wat vir my sê, meester, meester, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, meester, meester, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam demone uitgedryf en in U naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat ongeregtigheid bedryf. Julle wat die skrif verdraai, dis wat hy eintlik sê, julle wat die skrif verdraai. Ons sien in hierdie teks hoeveel werke, selfs groot werke in die naam van Yeshua gedoen word. Maar hy sê daar, ek ken jou nie, ek het nie 'n intieme verhouding met jou nie.
Dit help my, jy profeteer dat die spoegspat en jy jaag duiwels uit, weet jy wat was vir my skok geweest, my vrou, en jy sal onthou, ek het dit vir jou gesê, 'n man bel my nou die aand, seker 9 uur in die aand, raak in 'n gesprek betrokke, en hy sê vir my, Chris, ek het my vuur verloor. Ek sê, praat jy van jou geestelike vuur? Hy sê, ja. Ek sê, hoekom? Hy sê, weet jy, dit is seker maar baie te doen daarmee, dat, weet jy, ek is al soveel skoppe van agteraf gekry, jy kom op 'n plek waar jy moeg raak. Daar's baie mense wat in bediening is, wat moeg raak. En dan wonder ek so by myself, dan dink ek, ken jy Yeshua? Ken jy die Vader? Jy weet, jy praat hier goed, maar dis asof jy op 'n afstand van hom is. Wat gaan ons doen om hierdie vuur in jou weer wakker te kry? Was dit nie maar net 'n deur wat vir jou, hoor julle waarmee ons te doen kry? Mense beweeg weg, en hulle loop die gevaar om sonder lampies te hê, sonder olie. En skielik gaan die shofar blaas, en Yeshua gaan daar wees, en jy's nie gereed om in te gaan vir die bruilofsmaal nie. Hoor jy wat ek sê? So, hierdie is baie, baie belangrik, dat jy moet verstaan, dat jy moet die intieme verhouding met die seun hê, jy moet die intieme verhouding met die Vader hê, deur die seun, en die seun gaan altyd die Vader verheerlik. Jy is in union with Messiah Yeshua. Ek sê, gebruik die Engels, en die Engels verduidelik het net mooier. Ek ken jou, ek is in union met jou. Ek het myself verbind met Yeshua. Ek is deel van hom. Yeshua is in my gevorm. Weet jy wat ek sê? En as ek dit doen, dan het ek dieselfde uitkyk op die lewe as hy. Johanan Alif 1 Johannes 3 vers 24. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die gees wat hy ons gegee het. Omdat net, die gebooie van die Messias is dieselfde gebooie van Moses. Dit is die gebooie van die Vader. Ja, want Vader gaan nie homself weerspreek en weet van plan verander en al daai nie. So jy kan daai ene kan jy maar op sy skuif. Die gebooie is die gebooie bly dieselfde. Ons het gekyk na gebod nommer 118, en jy moet by al jou offers moet jy sout voeg. Ek dink tyd gaan ons verhoed om dit in detail te bespreek, maar hierdie herinner my net, weet hoe ons op toer was in Israel, ons is by die King Solomon Hotel daar in Tiberias, was daar 'n ortodokse Jood wat ons gejoin het vir die Shabbat. Hy kon nie glo hierdie mense gaan Shabbat doen nie. En toe nooi ek hom, wil hy nie saam met ons brood breek nie, en jy weet, as jy na daai prentjie kan kyk, ek wonder of jy hom weer vir ons kan opsit, né? As jy sien hoe strooi hy dit, maar jy weet, daai selfde, ek wil amper sê, dis so gevat en so gegooi, jy weet, hy het dit so gesprinkel, jy verstaan, want hy verstaan by elke offer, moet daar sout wees. Nee, hy weet, dis die soutverbond, hy weet dit. Moenie sonder sout gevind word nie, mense, want die sout laf geword het, geen waarde nie. Julle is die sout van die aarde, offer jou offers met sout. Dis die Vayikra 2 vers 13, nee. Ons kyk na die gebod nommer 120. Hierdie ene wil ek tog doen, en ek dink dit is dalk die laaste ene. Hy sê vir jou dan, Vayikra 4 vers 13, hy sê, en as die hele vergadering van Israel hulle misgaan sonder dat die vergadering daarvan bewus is, en hulle enigiets doen wat Jehova verbied het, en skuldig word, en die sonde wat hulle so gedoen het bekend word, moet die vergadering 'n jong bul as sondoffer laat aankom en voor die tent van byeenkoms bring. Nou jy sien hier ons op die skerm het ons dit daar vir jou gesit, byvoorbeeld die hoëpriester of die priester of die Sanhedrin. As hulle 'n foutiewe uitspraak sou maak en dit kom aan die lig, dan moet hulle hierdie offer bring. Verstaan jy? Dit kom aan die lig. So Vader het in sy Sanhedrin, in sy priesterdom, in sy hoëpriesterdom, het hy goed ingebou om seker te maak dat hulle nie kan dink dat hulle met sonde ook voor hom kan verskyn nie. Hy weet ons is mense, so ja, hy maak alle voorsiening, jy weet, dat selfs as daar 'n byt din, dis nou die geregshof fout is daar iets wat reggemaak kan word. Dis hoekom jy ook sien, daar's 71 en ons kan lank oor daai gedeelte praat, ek het al heel wat daaroor gepraat. So, jy kan nie sien, dit versterk die verantwoordelikheid wat
die priesterdom en die sanhedrin en al daai het om nie ook te sondig nie, en nie net vanuit die vlees uit weet antwoorde te gee nie, maar dat dit antwoorde is wat uit die troonkamer uitkom. Paragraaf 4:27. En as iemand van die volk van die land in swakheid sondig, omdat hy enige iets doen wat Jehova verbied het en hy skuldig word, of as sy sonde wat hy gedoen het almal bekend word, dan moet hy as sy offer bring 'n bok sonder gebrek, 'n ooi, vir die sonde wat hy gedoen het, en hy moet sy hand op die kop van die sondoffer lê, en die sondoffer slag op die plek van die brandoffer. En hierdie een is 'n persoon van die volk onopsetlik sondig en sy gebrek besef, dan moet hy op 'n sekere manier moet hy ook hierdie dan, ek gaan nie in die detail gaan van hierdie offer wat hy moet bring nie, maar dit is 'n onwillekeurige sonde wat begaan is, en dan moet hy nou hierdie offer moet hy dan nou bring. Verstaan. So, gaan lees gerus daai gedeelte, né? Dit kan seker goed wees wat hy nie gedoen het nie. Hy het byvoorbeeld nie die besnydenis reg gedoen nie, daar was godslastering betrokke gewees. Dit is spesifieke oortredings wat hanteer word. As hulle verkeerd geweeg het, jy weet die skaal uit was en verkeerd geweeg het. Ja, en baie keer is dit so ek sê, dis vir onopsetlik en jy gaan dit voor Vader moet gaan plaas. Jy gaan dit voor hom moet plaas, want hy wil jy moet voor hom kom plaas. Dan het jy as iemand 'n getuie is van 'n sonde wat hy gesien het. Hierdie dink ek is ons laaste ene waaroor ons praat. 'n Getuie van 'n sonde wat jy gesien het. Ja. Vader, hy verwag van jou. Hy verwag as jy hierdie Ons nie net te geld te sê, maar ek wil nie betrokke raak. Ja, ek weet dit is nou nie enkel baie met my dit nie, jy weet. Nee, jy kan nie Johannes sommer, jy's nie Pilatus nie. Jammer, dit is nie 'n verskoning nie. Dat jy nou net 'n bak water kan vat en sê was my hande in onskuld nie. Vader gaan vir jou sê, jy het geweet hiervan. Wat het jy gedoen? Jy was 'n getuie. Jy moes iets daaromtrent gedoen het. Jy sal later sien, jy was veronderstel om jou broer regtig gehelp het. Jy moet vocal begin raak, jy moet begin sê, hoor jy het gesondig broer, en nou moet ek en jy saam gaan offer. Ja, so hier word uitgelig die belangrikheid van waarheid, né? En van geregtigheid. Presies, ons kan nie wil praat oor 'n waarheidskode, maar ons wil die waarheid verdraai nie. Vader sal dit ook so hier is 'n gemeenskapsverantwoordelikheid. Gemeenskaplike verantwoordelikheid, baie beslis. Gemeenskapsverantwoordelikheid. Gemeenskap en gemeenskaplike. Yes. Dit word fundamentele pilare vir geregtigheid binne in 'n gemeenskap. Ja, en jy sal ook sien, dit gaan ook oor ede en goeders wat geneem word. As ons finansiële transaksies en goed. Al daai goed. Weet jy, Vader gaan vir jou verantwoording van jou eis. Ons het verlede week ook gesê, nee, hy gaan verantwoording van jou eis. Hierdie ene, as jy byvoorbeeld 'n offer van meer of minder waarde bring, eintlik waaroor hierdie dis 'n positiewe gebod nommer 53 as ek so daarna gaan kyk. Weet jy wat die hele idee is dat jy kan sien is dat jou 2 duifies is baie maklik gelykstaande aan daai bil. Wat daai ou kon bekostig, want jy kon nie die 2 duifies kon jy bekostig. Hy kan eintlik meer as 'n bil bekostig. Dit het jou eintlik meer gekos. Ja. As wat dit hom gekos het. So kan jy nou sien, toe Dawid nou byvoorbeeld, soos hy binne van water gaan haal het, en hy deur hierdie reuse gebreek het, toe bring hulle dit, toe vat hy dat water, toe giet hy dit as 'n drankoffer uit, hy sê, en ook by die doorvloer van Ordan sê, sal ek iets vat, wat ek nie die offer voorgebring het nie, wat iets wat my nie gekos is nie, sal ek dit doen. Ek dink wat ons mekaar moet sê, is dat 'n offer is pynlik. Baie, nee. En jy moet 'n lewende offer word. So as daar nie 'n pynproses is in jou, om neer te lê wat nie volgens Vader se orde, sy voorskrifte is nie, dan wil ek vir jou sê, dan moet jy vir jouself vra, waar pas jy in hierdie prentjie? Gaan kyk na die 3 goed, gaan kyk na die handoplegging, want dit het te doen met die werke, dis hoekom, werke moet oorgedra word. Dan moet 'n sonde belydenis wees, met ander woorde, die woorde moet uitgespreek word. Wanneer daai woorde uitgespreek word, die taal van die tabernakel, dan word dit gevat en word dit omgedraai in iets geestelik. En die laaste ene is, jy moet ook weet dat
gaan kyk wat gebeur met die ingewande wat gebrand moet word, want jou innerlike lewe moet gereinig word. Dis die 3 gebiede waar jy meestal gaan sondig. Toe ons klaar maak vanmôre, toe sê ek vir Mirkie, hoor jy, kom, bring net weer vir my daai een skyfie terug, en dan sê jy presies wat jy die openbaring van gekry het. Dat hierdie is Vader se kamp, sy orde, sy totaliteit, maar so is jou huis ook 'n heiligdom. Wat bring jy in jou huis en wat laat jy toe in jou huis? Wat se boundaries, wat is die grense sit jy uit vir ander mense? Wat wil chaos in jou huis inbring? En jy is nice, want jy moet mos nou gasvry, jy moet mos gasvry wees. En jy moet help, en jy moet, jy weet, al hierdie ander dinge, hoe bring jy die balans in? Om te weet, maar weet jy eintlik, het jy toegelaat, dat hierdie persoon in hierdie week chaos in my huis inbring, in my heiligdom, wat die verteenwoordiging is van Vader se heiligdom. En nou sit ek in hierdie situasie wat ek eintlik geskit is, in soveel opsigte, maar ek het nie toegepas wat Vader toepas nie. Maar hy wou vir ons iets leer. Maar hy het vir ons geleer, dat dit is die les wat ons moes leer, is die boundaries moet uitgesit word. En soos byvoorbeeld om te sê, aan my Shabbat-tafel kom sit die en die, as jy nie aan daai vereistes voldoen nie, dan sorg jy asseblief dat jy nie Shabbat in my huis is nie. As jy 'n probleem het, en dit is nie dood nie, of 'n absolute krisis nie, dan bel jy my nie op 'n Vrydag nie, jy bel my nie op 'n Saterdag nie, ek is van Sondag tot Donderdag aand is ek beskikbaar. Maar daardie dag, Vrydag en Saterdag, is ek nie beskikbaar nie. As dit al die jare kon gewag het, kan dit wag tot Sondag toe ook. Dis die orde wat Vader uitspel, wat hy van ons verwag, en ons moet dit verleng, is die mooi Afrikaanse woord, na ons lewens buite toe, en met die wat ons omring. Al is dit jou familie, al is dit wie, dit is die orde en die grense wat jy buite moet uitsit en wat jy moet trek. Anders kan jy verseker weet, jy gaan chaos beleef, jy gaan wanorde beleef, jy gaan ongelukkig wees, jy gaan gestres wees, dit gaan 'n effek op jou gemoed hê, dit gaan 'n effek op jou liggaam hê, dit gaan 'n effek op alles rondom jou hê. En wat sê ek eintlik hiermee? Ons het 'n verskriklike week beleef, omdat ons nie die orde gehandhaaf en die grense uitgespel het nie. So mag hierdie vir jou ook 'n les wees. Jy gaan sien dat Vader, hy sit die boundaries uit, wie mag tot hom nader, daar waar ek nou vir jou wys. Dan sit hy verdere boundaries uit wat sê wie mag in daai area kom. Dan sit hy verdere boundaries uit, wie mag in hierdie area kom. Dan sit hy, nou kan jy sien, ek is by die buitewyke van die kamp, dan sit hy boundaries uit van wie mag in hierdie kamp inkom, en wie mag nie in hierdie kamp inkom nie. Vader is die outeur, hy is die oorspronklike outeur van grense stel. En weet jy wat? As jy nie die grense gaan stel nie, as jy nie die boundaries gaan nakom nie, dan gaan dit jou tref, dan gaan die chaos jou tref. So, in my parlement toe, waar ek hierdie ding sit, sê, nee, dit is so. Weet jy, mens beleef hierdie goed prakties. Sit die grense uit. Handhaaf die grense. En moenie afwyk nie. As iemand jou grense, they want to breach the boundaries, dan wat jy doet eenvoudig, dan moet jy in gesprek met hom tree, reguit en op die man af en sê, hierdie is nie ooreenkomstig my begrip van hoe dit moet gebeur nie, ek laat nie die volgende toe nie.
Baie belangrik dat ek en jy dit sal toepas. Ok, in kort, so wat het jy gesien? Daar was architectuur, jy het gesien, daar is 'n tuin, jy het gesien, Vader wil hê, dat ons hom op 'n bepaalde manier moet nader, dat ons hom op 'n bepaalde manier moet aanbid. Dis wat hy doen. Dis wat hy van ons wil hê. Kyk na elke offer. Kyk wat wil hy van my en jou hê. Nader tot